Kongres, dit is vir my 'n voorreg om dan my presidentsrede aan u te lewer. Hulle vra 'n tydjie terug vir 'n ou man, waaroor is die spytste in jou lewe? En hy sê dat ek nie na my pa en my ma geluister het nie. Hulle vra vir hom nou, wat het hulle gesê? Hy sê, man, ek kan nie vir julle sê nie, want ek het nie geluister nie. So wat sê dit vir ons? Ons moet luister. Ons moet nie net luister nie. Ons moet hoor. Na 31 jaar in 'n nuwe bedeling is daar vandag meer vrae as antwoorde. En staan ons voor baie groot uitdagings. Ons gaan vandag probeer sin maak van die uitdagings wat ons land, ekonomie en spesifiek ons landbouprodusente, kommersieel opkomende boere en bestaansboere beleef. Ons gaan kyk na infrastruktuur, veiligheid en veediefstal, oorgrensbewegings en kuddegesondheid. Dan gaan ons kyk na die politieke invloed en geopolitiese verskywings en internasionale invloede op produsente se winsgewendheid. Laastens gaan ek my perspektief gee van waarmee ons te doen het en wat geïgnoreer word om doelgerig en eerlik die uitdagings te hanteer. Jy sal sien ons het vir so 'n foto slideshow gemaak oor dit wat 'n boer. En as ek praat van 'n boer, dan praat ek van iemand wat op die grond is en wat elke dag poog om vir homself 'n bestaan uit te kap. Daar's goed, daar's sleg, daar's mooi, daar's minder mooi. Jy sal sien wat jy daar sien, waarmee ons besig is. As jy sien wat daar gebeur, dit wat op die Lesotho grens gebeur, dis veediewe in die nag. Dit waarmee ons gekonfronteer word elke dag. Kom ons kyk na ons infrastruktuur. Die Vrystaat staan bekend vir seker van die swakste paaie in die land. Dit is goed om te sien dat daar aan paaie gewerk word. Ek reis redelik baie en ek sien dat daar is werk, daar word werk gedoen aan paaie en daar word goeie werk ook gedoen. Maar daar is sekere realiteite wat ons in die gesig sal moet staar, wat ons sal moet aanspreek. Die paaie wat ons gebruik, ons boere, is die tersiêre paaie. Dis die paaie om ons produk van die plaas af te kry en om ons insette op die plase te kry. Dit gaan baie sleg daar. Daar word baie vir ons gesê, julle boere is mos veerkragtig. Dis die tema van ons kongres. Julle maak ons die goed reg. Dit is so. Maar dit moet nie so wees nie. Dis nie ons werk nie. By Vrystaat Landbou spook ons en het ons 'n baie goeie verhouding met die paaie departement, met al die departemente wat op landbou van toepassing is. Ons is gereeld in gesprek. Die probleem is net dat dit waarby ons bly. Iemand het eendag gesê, die huidige regering glo dat alle probleme oplosbaar is. Ons moet net lank genoeg daaroor praat. En dis wat ons beleef en ek gaan dit vandag met julle deel, sodat ons, wat hier staan, jy het verwys na die leierskap, die ouens wat hulle bes doen, die ouens wat soms alleen staan, die ouens wat soms, wat nie soms nie, redelik gereeld beskuldig word, wat doen julle? Wat beteken julle? Die paaie lyk maar nog net so. Ek gaan julle 'n paar voorbeelde noem. Ek was by 'n vergadering betrokke waar ek 'n paar vrae gevra het aan die departement. So amptenare, ek het vir hulle gevra, is dit waar dat 80% van julle begroting bestee word aan salarisse? Hulle wou my nie antwoord nie. Ek het gevra, is dit waar dat 80% van die salarisrekening betaal word aan amptenare wat in Bloemfontein in 'n kantoor sit? Ek het nie die presiese syfers nie, ek dink daar is so plus minus 17 direkteur-generaals in die departement van landbou.
Ek dink daar is so 2 of 3 ingenieurs. Dis die uitdagings waarmee ons sit en ons moet dit begin sê. Ons sal moet iets in plek stel, het sy met regsaksie, het sy met wat. Ons kan nie voortgaan op die trant waarin ons voortgaan nie. Ons wil saamwerk, ons wil saam staan, ons bewys dit, en dit wat ons doen op die grond. Maar die regering, wie se plig dit is, sal nie net moet tafel toekom nie, hulle sal moet paaie toekom. Dis waar ons julle wil hê, waar die dinge moet gebeur. Ons het 'n versoek gerig, as julle die verlede kan onthou, hoe die paaie gewerk het met paddistrikte. Elke distrik het 'n padinspekteur gehad, ons paaie was geskraap, op 'n rooster, op 'n gereelde basis. Ons kan nie voortgaan om ons paaie op 'n ad hoc basis voor 'n krisis of na 'n reënbui of voor strooptyd of daai tipe van goed paaie bietjie reg te maak nie. Ons versoek was gewees dat ons die paddistrikte, die paaie wat ons as boere gebruik, dat dit moet geprivatiseer word, nie die paaie nie. Die kontrakteurs wat die paaie skraap. Dit moet geprivatiseer word dat privaat kontrakteurs doen. Hoekom sê ek dit? 'n Privaat kontrakteur word betaal per kilometer wat hy skraap. As hy skraap op vanmiddag breek, sal hy sorg dat hy môre loop want hy verloor geld. Ek verneem dat die Vrystaat het plus minus 40 padskrapers oor die provinsie heen, waarvan heel wat minder as die helfte op 'n gereelde basis produktief is. Verder is daar geen padskraper drywers in die departement nie. Die boere wat padskrapers kry, gebruik afgetrede padskraper drywers wat hulle self betaal om die paaie te skraap. Ons het vir hulle gesê, om 'n padskraper drywer op te lei, is nie net ou wat kan liewers trek en 'n stuurwiel kan vashou nie. Hy moet basiese beginsels verstaan van wat kan toe water loop, wanneer hy uitkeervore maak. Dis die uitdaging wat ons het. Die probleem is met 'n padskraper drywer wat vir die departement werk, as daai padskraper staan, verdien hy sy volle salaris aan die einde van die maand. So hy sal seker maak dat die skraper nie loop nie. Dis die uitdagings waarmee ons te doen het. En ek kan julle die versekering gee, dat ons gaan, wat ons moet doen as dit dan nie howe toe is, dan sal ons dit moet doen. Dit is rondom die paaie. Veiligheid en veediefstal. Dis 'n deurlopende uitdaging waarmee ons boere te doen het. Ek gaan sommer ietsie bygooi hierso. Onteiening. Dis 'n debat wat die afgelope tyd in die media was. Is daar onteiening? Is daar nie onteiening nie? Word dit onwettig gedoen? Wat? Goed, kom ons sê vir mekaar. Daar is nie direk wettige onteienings nie. Maar daar's kruipende onteiening. En ek wil so ver gaan om te sê, ons kan dit amper terrorisme noem. Dat ons boere op ons plase geïntimideer word, langs die Lesotho-grens, in die binneland. Ek kan julle 'n voorbeeld noem van een van my bestuurslede wat staan oor sy kop met 'n klag van poging tot moord, omdat hulle veediewe gearresteer het en aan die polisie oorhandig het. En hulle is die volgende dag, 2 dae later, het daar 18 polismanne, ek dink met 4 of 5 vans op die plaas aangekom en hom gearresteer en aangekla van poging tot moord. Ek het dit opgeneem met die provinsiale polisiekommissaris. Ons het vir haar gesê, ek is nie hier vandag om met jou te vergader nie. Ek is hier vandag vir 'n dialoog. Ek en jy gaan met mekaar gesels oor die probleem wat ons mee sit. En ek het dit vir haar verduidelik en haar antwoord was my, dit moenie gebeur nie. Ek sê, maar dit gebeur. Wat gaan ons daaraan doen? En dit is die probleem wat ons mee sit. En ek het vir haar gesê, ek dink ons moet die boere begin oortuig of aktiveer, dat wanneer jy in so 'n situasie beland, om 'n video te neem, jou selfoon kan dit doen, of 'n bodycam kan dit vir jou doen, en haar eerste reaksie was, nee, julle mag dit nie doen nie. Toe sê ons toe bel sy hulle advokaat by die kantoor, toe sê die advokaat, hulle mag. Ek weet nie of julle dit in die media gesien het nie, die afgelope tyd het daar 'n hofuitspraak gekom, wat jou die mag gee om dit te doen. En ek het vir haar gesê, generaal, dit gaan nie oor om die polisie te teiken nie. Onthou net, ek neem myself ook af. Ek neem myself ook op.
Dit gaan maak dat ek en die polisie binne die perke van die wet optree om misdaad aan te spreek en nie met mekaar besig te wees nie. Julle het gesien op die foto's wat gebeur het by Weppener, waar 'n boer uit vergelding, niemand weet nog wat die vergelding was nie, in een geval, ek dink 13 beeste en in 'n volgende geval nog 'n klompie beeste doodgemaak het. Dis die realiteite. Soms word ons beskuldig, Tini het daarna verwys, negativiteit, positiwiteit, realiteit. Positiwiteit gaan baie van my probleme nie oplos nie. Die ding is, ons moet die balans kry tussen realiteit wat ons met 'n positiewe gesindheid aanspreek en oplos. Dis waarna ons moet kyk. Versigtig wees om te sê, ja, maar moenie negatief wees nie. Negativiteit of positiwiteit betaal nie my produksielening nie. Realiteit betaal my produksierekening. En dis goed waarna ons moet kyk. Wat het Vrystaat Landbou gedoen oor tyd in die veiligheid in die Vrystaat? Plaasmoorde waarop die president en ander rolspelers baie trots is en sê, maar daar is nie plaasmoorde in Suid-Afrika nie. Kom ons gaan vra, hoekom nie? Daar is baie. Maar hoekom het dit afgeneem? Omdat die boere uit hulle eie sakke in hulle eie tyd die polisie se werk begin doen het om hulle self te beveilig. Vrystaat Landbou gee opleiding op boervereniging vlak, op distriksvlak. En weet julle wie is die mense wat die meeste baat vind en die meeste entoesiasties is oor ons opleiding? Dis die polisie. Die polisie mis nie daai opleiding nie. Hulle sê vir ons, daar is dit Peter, ek sien hy skud sy kop. Baie polismanne sê, dis die eerste opleiding wat ek ontvang het, wat Vrystaat Landbou vir hulle gee. Ons is besig met Isabel, wat opleiding gee aan die justisie, aan die staatsanklaers, om hulle bietjie meer in lyn te kry. Dit is so ver gegaan dat Isabel gaan binnekort nasionaal begin om aanklaers op te lei rondom die hantering van veediefstal sake en wat daarmee gepaard gaan. Aan die opleiding sluit ons ook in basiese beginsels wat boere moet weet rondom wat is my regte, hoe kan ek optree, wanneer moet ek optree, wat moet ek nie doen nie. So dit is beskikbaar gratis aan Vrystaat Landbou lede. Ander ouens betaal 'n minimale bedragie net om die dokumentasie te bekom. Baie kommerwekkend is die situasie binne die polisie. Van bevelsvlak af heel bo. Die korrupsie wat daar is, die verbintenisse wat daar gemaak word, is regtig skrikwekkend. En ons kan nie daarby verbykyk nie, dit is die realiteite. Ons moet dit op die tafel begin sit. Ons moet dit begin sê, want ons kan nie so voortgaan nie. 'n Volgende punt wat ek wil aanraak is kuddegesondheid. Ek gaan sommer so 'n bietjie my eie afleiding maak van hoe Onderste Poort ontstaan het en wat die doel van Onderste Poort was. En as jy ekonomie 101 verstaan, sal jy verstaan hoe 'n regering basies behoort te dink oor 'n fasiliteit soos Onderste Poort. Die regering van die dag moet gaan sit en vir homself sê, wat is belangrik vir my land, vir ekonomiese groei, vir voedselproduksie, en dis 'n gesonde veekudde. Jy begin 'n fasiliteit vestig, nie om wins te maak nie, nie om te besteel nie, maar om 'n gesonde kudde daar te stel, sodat die boere kan wins maak, sodat hulle kan belasting betaal, sodat die belasting in die fiskus kan kom, sodat dit is ekonomiese groei. Ongelukkig is die regering van die dag, beskou die fasiliteit as 'n plek waar ons kan geld maak, kan wins maak. Ek het betaal vir bloutong en stof, toe ek begin boer het, ek wonder of ek R1 betaal het. Dit kos nou R1000 as ek hom kan in die hande kry. Dinge is nie reg nie. Ons moet dit begin sê. En dis die rol wat ons moet vervul. Ons rol is nie daar om te dink dat die regering van die dag en by name die ANC se motiewe is suiwer. As ons hulle gaan gunste doen, gaan hulle vir ons terug gunste doen. Ek is jammer, ek praat hard en ek praat duidelik. Want ons moet dit begin sê. Dit is die realiteit.
Vanoggend in die koerant lees ek wat Dr. Pieter Mulder gesê het, baie interessant. Ek weet nie wie dit raak gelees het nie. Hy het gesê, net 1A in leierskap bepaal alles. Net 1A. Gaan dit oor die saak of gaan dit oor my sak? Dis wat gebeur. En nie net in die regering nie, op baie vlakke in die samelewing. Hy verwys daar na oud presidentshuise van hoe hulle gelyk het, maar kom ons bly daarby weg. Back and closure, wat kort op die tafel is. Vir 100 plus jaar was dit moontlik om back and closure te hou in die gebied waar hy hoort agter die rooi lyn. Hoekom het dit daar begin uitbeweeg? Omdat die regering, want dis 'n staatsbeheerde siekte, sekere goed moes in plek gesit het, wat hulle nie gedoen het nie. Die vraag is, hoekom nie? Het dit gegaan oor kapasiteit? Het dit gegaan oor ignorance? Het dit gegaan of ons weet nie wat die gevolge daarvan is nie? Wie is op die ou einde die leidende party? Die produsent. En wanneer hulle gaan en hulle hou indabas rondom back and closure, wat is die hoofgesprek daar? Ja, maar die boere moet dit, en die boere moet dit, en die boere moet dit. Natal, back and closure uitgebreek op 'n spesifieke plek. Daar sekere protokolle wat deur die staat moes gedoen gewees het, wat nie gedoen is nie. Trek hulle skouers op. Hoekom nie? Einde van die maand val my salaris in sy rekening, want ek vou nie back and closure aan my lyf nie. Dis die goed wat ons hard en duidelik na vorentoe moet bring. Kom ons kyk so 'n bietjie aan. Kom ons gaan kyk na die politieke situasie in Suid-Afrika. Ek kan vir my sê, dit het niks met landbou te doen nie. Nee meneer, dit het alles met landbou te doen. Die mense wat hier voor my sit, voed elke mens wat in hierdie land bly sy mond met kos. Ons maak sy maag vol. So politiek het alles met ons te doen. Ons kan nie meer wegkyk daarvan af nie. Waarmee is ons besig in Suid-Afrika? Wat vir jare kom? Hier is 'n sosiaal-demokratiese revolusie. 'n Revolusie wat lank terug begin het. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie na revolusionêr. 'n Revolusionêr begin 'n revolusie. En wanneer hy hom begin, het hy baie goeie rede om hom te begin. Dit is so. En hy identifiseer 'n gemeenskaplike vyand. En dan dryf hy sy revolusie. En in die proses is die mense wat voor hom staan, wat weerstand bied, word dan gemarginaliseer en word verkleineer. Ons is nou 30 jaar in die nuwe Suid-Afrika. Professor, ek het nou sy van vergeet, wat 'n tydjie terug gesê het, volgens sy berekeninge is daar 1 triljoen rand uit Suid-Afrika se kaste gevat, waarin plus minus 100 mense gedeel het. Dis waarmee ons te doen het. So, hoe gaan ons daar uitkom? Ons moet dit op die naam begin noem, ons moet dit begin sê, laat die mense dit weet. Die korrupsie binne die ANC is enorm. Don't kill the messenger. Die staatspresident het dit self gesê, by verskeie geleenthede sê hy dit. Ons moet korrupsie uit ons binneste uitroei. Maar doen hy dit? Nou lê die Pandora die week gesê, sy het nooit gedink die leiers van die ANC sal so baie geld steel nie. Het julle dit gelees? Dis die realiteite. Vir hoe lank gaan ons dit probeer onder die mat invee? Vir hoe lank gaan ons probeer stil bly, omdat ons moontlik bang is dat dit op ons kan backfire? Wat het gebeur toe Donald Trump die president van Amerika geword het? Iemand vra eendag vir my, hy sê vir my, hoe sal jy Donald Trump beskryf? Ek sê, Donald Trump is arrogant.
maar hy hou ook nie van arrogante mense nie. Daarmee sê ek nie, jy moet gaan kniel voor Donald Trump, en jy moet gaan buig en sê wat hy wil sê nie. Baie mense sê hy is 'n boelie. Hy is seker 'n boelie. Maar as die ANC nie ook 'n boelie nie? Hulle boelie hulle vennote in die RED. Hulle boelie almal wat hulle teengaan. Kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons sê dit vir mekaar. Die hele wêreld sê dit. Die hele land. Sy mense sê, behalwe een of ander groeperingkie en kommentators wat wil sê, nee, dit is nie so erg nie, dit is, nee. Kom ons begin dit by die naam te noem. En iemand sal moet begin luister. Ons kan nie wetgewing, wat op ons afgedwing word, loslees van ideologiese drywe nie. Die ideologie is ingebrand binne die leierskap van die ANC, en dit gaan nie weggaan nie, dit gaan so bly. Maar die ideologie is die kern van die probleem wat ons sit. Daar word nou gesê, ons het alles gedoen om tariewe af te kry in Suid-Afrika. Alles is gedoen. Nie, alles is nie gedoen nie. Daar's klein verstellingkies wat gemaak word. Die Amerikaners, ek het gisterand my inligting gekry, die Amerikaners is reg om 'n deal te maak met Suid-Afrika. Ons kop vas teen sekere ideologiese beginsels wat gaan oor my sak en nie oor die saak nie. Dis wat ons moet begin aanspreek. Kom ons gaan kyk bietjie rondom die hele situasie van voedselsekuriteit. Tariewe vir ons landbouers gaan ons hard slaan. Maar daar's een ding wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. En ek doen 'n beroep op ons leiers om te fokus op die mense wat hier voor ons sit. Die ouens wat vleis produseer, die ouens wat mielies produseer, die ouens wat grane produseer, die ouens wat stapelvoedsel produseer. Daar word nie na my mening goed genoeg na daai ouens se belange omgesien nie. Ek mag verkeerd wees. Ek mag dalk veralgemeen volgens sekere media wat sê, maar 'n mens moet nie veralgemeen nie. Meneer, maar as dit met jou sleg gaan. Ek praat met ons landboubesighede en sê, hoe gaan dit in die landbou? Wat sien julle? Dan sê hulle, nee, dit gaan nie goed nie. En dan skielik, dan sal hulle vir my sê, nee, vir jare is ons uitstaan is baie laag, die ouens betaal hulle produksielenings redelik. Dit is die maatstaf van jou landboubesigheid om te sê, dit gaan beter of slegter. Maar jy al vir daai ouens gevra, meneer, hoe het jy jou skoolgeld betaal? Hoeveel polis het jy gedrop? Het jy jou mediese fonds afgeskaal? Dis die realiteite wat ons moet in die oog kyk. Ek kom terug. Negativiteit, positiwiteit en realiteit moet altyd in konteks geplaas word met waarmee jy besig is. Toe Donald Trump begin met sy, wat mense wil noem, toe die tariewe op die tafel kom, wat was die eerste reaksie uit Suid-Afrika uit? Dis Afriforum en Solidariteit. Ons het die skuld verplaas na ander mense toe. Ronald Lamola het gister gesê in die koerant, die Suid-Afrikaners wat in die buiteland beweeg, moet meer patrioties wees teenoor die land. Donald Trump se departement van inligting oor die wêreld het detail inligting van elke land in die wêreld presies. Hulle is 'n wêreldmoondheid wat wil weet wat in elke land aangaan. Die onteieningswet is in detail die regskenners in Amerika geëvalueer. Wat vra hulle?
Hulle sê ons is nie teen onteiening of wat julle ook al wil doen nie. Hulle het een beginsel. Vergoeding onder markwaarde. As ons nie bereid is, as 'n regering, om dit te doen nie, is my motiewe nog suiwer. Wat sit agter my denke? As ons nie wil opstaan, as 'n staatspresident van 'n land, en dan word vir jou gevra, gaan net vir Julius Malema teen waar hy sê, kill the boer, kill the farmer. As ek nie bereid is om dit te doen nie, dan is my motiewe mos nie suiwer nie. In die Bybel staan, dis die klein jakkalsies wat die wingerd vernietig. Dit het tyd geword, dat ons as leiers in die landbou, elke klein jakkalsie, sy nek omdraai, daar waar hy sy kop uitsteek. Maar ons is geneig om te sê, nee, wat is nie so erg nie. Dit sal nie gebeur nie. Baie klein jakkalsies gaan vir ons vernietig. Ons moet sy nek omdraai, die oomblik wat sy kop uit die gat uitsteek. Wat gaan vorentoe gebeur? Baie interessant. Wat is my siening? Wat gaan Suid-Afrika op die regte pad plaas? Die swart jeug en die swart middelklas. En ons gaan hulle moet ondersteun. Klink snaaks, nee. Daar is 4 miljoen mense in die swart middelklas wat belasting betaal. Dit is minder as die totale blanke bevolking. Dis die mense wat nie polities aktief wil wees nie, want dit gaan met hulle relatief goed. Uit 'n huispaaiement, uit 'n kar, uit 'n mediese fonds, uit al daai goed. Hulle is nie aan die ideologie so gekoppel nie. Dis nie in hulle ingebrand nie. Hulle verstaan ekonomie, hulle verstaan gooi, hulle verstaan vooruitgang. Die Amerikaners het vir ons gesê, julle is nie beleggingswaardig nie, want julle is 'n minder as 1% goeie ekonomie, wie gaan belê daar? Wat maak ons toe hardloop ons China toe? Wat het die Chinese vir hulle gesê? Dis feite. Hulle het gesê, julle is 'n minder as 1% groeiende ekonomie, julle is nie beleggingswaardig nie. Maar, ons sal dit oorweeg. Ons soek julle hawens en julle spoorlyne. Dis die realiteite. 95, eintlik meer, 98% van die bevolking van die land, wit en swart, en gekleurd, en wie ook al, kom eintlik goed met mekaar oor die weg. Die wig word ingedryf deur ideologies gedrewe politieke leiers wat hulle sakke wil vul en wat nie wil afstand doen daarvan nie. Mense, as ons dink ons is in die moeilikheid, gaan bietjie in die townships in. Gaan kyk bietjie wat is die moeilikheid daar. Daai mense 6 uur aan maak hulle daai koekasoppie van hom toe, daai sinkhuisie van hom toe, want hy wil nie uitkom nie. Kom ons kyk hoe lyk dit daar. Die tyd is verby waar die ANC die mense kan mobiliseer en aktiveer teen die blankes van die land. Hulle weet dit. Wat is die nuwe retoriek wat hulle gebruik? Jy's anti-transformasie. Jy's nou nie meer 'n rasis nie. Jy's nou anti-transformasie. Vir wie word daar getransformeer? Ons het met die MEC gesprek gehad en sy het vir ons gesê, 'n mens kan nie vir 30 jaar 'n opkomende boer bly nie. Jy moet iewers moet jy op jou eie voete begin staan. Baie dankie daarvoor MEC. Want gekonnekteerdes word 3, 4, 5 keer geherfinansier. So die mense wat ons gaan help om hierdie land uit die moeilikheid te kry, is die 50% jong swart mense van die land wat
gekwalifiseerd is, wat nie 'n werk het nie? Hoekom is daar nie ingenieurs in die departement nie? Hulle is opgelei. Want hulle verstaan nog nie korrupsie nie. Hulle wil 'n werk hê om hard te werk, om vir myself, my dignity te gaan bou, om myself te gaan bewys as 'n rolspeler in die ekonomie. Jy kan nie welvaart skep deur dit die hele tyd te probeer verdeel nie. Ek dink is Abraham Lincoln wat gesê het, you can fool some of the people some of the time. You can even fool all the people some of the time. But you can't fool all the people all the time. En daai tyd is besig om aan te breek. Die wortels van veerkragtigheid. As min mense wat wortels het in sy omgewing, soos 'n voedselprodusent, soos 'n boer. Boere, ons moet teruggaan na ons eie gemeenskappe toe. Ons moet gaan betrokke raak, ons moet gaan mobiliseer, ons moet onsself gaan aktiveer, want ons gaan ons eie heil bepaal in Suid-Afrika. Hier is baie hoop vir Suid-Afrika. Hier is baie hoop vir Suid-Afrika. As ons die regte mense, dit wat jy gesê het, Tini, in die leiersposisies in die regering kan kry, op alle vlakke. Ons gaan nie kan staat maak op politiek nie. Net so 'n paar interessante statistieke. As ons vat die laaste nasionale verkiesing, die hoeveelheid geregistreerde kiesers wat daar was, die hoeveel wat gestem het, dan beteken dit dat die ANC se steun onder geregistreerde kiesers 23% was. Vir die ander partye is nog laer as wat hulle dink hulle is. So wat beteken dit? Dit beteken dat die land word geregeer binne die regering van nasionale eenheid op 'n verskriklike klein persentasie steun uit die bevolking uit. Dis tyd dat die ouens wat nie daar is nie, wat nie gaan stem het nie, sal moet gemobiliseer, geaktiveer word om te dink vir 'n toekoms vir Suid-Afrika. Ek het eendag vir Frans Cronje gevra. Ek kon Frans, al hierdie goed wat julle nou vir my sê, dit moet net gebeur en dit moet gebeur, dan gaan nie. Toe sê ek, waar gaan die geld vandaan kom om hierdie chaos reg te maak? Toe sê hy my nie worry oor geld nie. Daar's baie geld in die privaat sektor wat wag om losgelaat te word om hierdie land te bou op die regte beginsels. Ons word soms daarvan verskillig in die Vrystaat dat ons nie ten gunste van grondhervorming is. Nee, ons het dit lank te gesê. Ons is ten gunste van grondhervorming op die regte ekonomies volhoubare manier vir die regte rolspelers. Dan sal hy werk. Ons het nog boere nodig. Ek was nou die dag by die Landbank, ek het vir die Landbank probeer oortuig mense, keer terug, die boere het 'n finansieringsbank nodig, wat ons oor jare kom, waarmee ek begin boer het, en baie van julle begin boer het, wat landboufinansiering verstaan. Ek is jammer meneer, die handelsbanke se tariewe, dit waaraan jy moet voldoen, is nie meer geskik vir die landbou nie. Landbou is 'n sikliese bedryf. En dit is maklik om te sê vir die boere, julle moet maar net aanpas, julle moet maar net dit en dat doen. Landbou is 'n langtermynbelegging. Ek besluit nie vandag, dit gaan droogte wees, ek moet ander saad plant of ek moet ander implemente gebruik nie. Ongelukkig kom ek dit agter as ek klaar geplant het. Dit is 'n langtermyn ding. As 'n boer vandag in 'n krisis is, moet hy oorbruggingsfasiliteite kan kry vir 'n tydperk, wat nie gebeur nie. Dit is maar net sommer so kant aan opmerking wat ek wil maak. Boere, ek stuur julle huis toe. Daar's hoop, maar ons moet opstaan. Ons moet betrokke raak. Ons moet ons deel doen. Ons moet ophou om ons verantwoordelikheid te abdikeer aan die ouens wat gewillig is. Kom ons kry die regte leiers. Kom ons stuur die regte leiers hiernatoe. Kom ons kies die regte leiers. Dis wat ons nodig het om vorentoe te gaan. Ek sluit af met een ding wat jy moet besef. Jy meneer en mevrou, jy is verantwoordelik vir jouself. Niemand anders nie.
Maar die goeie hoop daarvan is, daar's baie mense wat bereid is om jou te help, om verantwoordelikheid oor jouself te neem. My buurman, my distrik, my provinsie, my land. Ons moet betrokke raak. Baie dankie vir die geleentheid en ons glo dat daar 'n draaipunt sal kom. Ek sê vir julle baie dankie.